gee dat u en ek vanoggend werklik introspeksie sal doen. Dat ons werklik sal gaan kyk na ons eie lewens, na ons doen en late. En of is ons nie dalk op hierdie selfde pad wat die volk hier was deur die Here te verlaat nie. Jy weet, ek vra baie keer vir die kinders, weet jy van die Here of ken jy die Here? Want daar is 'n baie groot verskil tussen weet van iemand of ken iemand. 'n Tweede vraag, is jy godsdienstig of is jy gelowig? En dan vanoggend se tema by ons oordenking is, het ons God dalk nie vergeet nie? Het ons nie dalk so groot geword in ons eie menswees, in ons eie waansin, wil ek amper sê, dat ons God heeltemal vergeet het nie? Die Afrikaners is oor al die eeue heen beskou as 'n Christen volk. So het ons dit nog altyd geglo, so het ons groot geword. Maar ek dink u sal elkeen met my saamstem, dat dit nie meer vandag die volle waarheid is nie. Dis met ons eerder soos met hierdie Israeliete waarvan ons nou gelees het, Israel het van God vergeet. Israel het so mooi en so belovend begin, maar in die stryd het hulle algaande lou begin raak. Alles was tog eens so mooi tussen God en sy volk, daar in die beginjare, die tyd toe Israel God se bruid geword het, soos Jeremia dit in vers 2 stel. Dit was 'n tyd waarin Israel vir God met volle oorgawe gedien het, toe hulle hom onvoorwaardelik gevolg het. Ja, selfs deur die magtige Rooi See, waar hulle maklik sou kon verdrink, en selfs deur die woestyn, waar daar geen kos of water vir hulle was nie, het hulle God gevolg. Maar omdat die volk die Here volkome vertrou het en liefgehad het, het hulle gegaan waar hy hulle gelei het. Liewe broer en suster, wees eerlik vanoggend met jouself. Gaan jy nog waar die Here jou lei? Of gaan jy waar jy in jou eie mens weet goed dink, dit is die beste om te doen? God het die volk op hulle geloof beantwoord met magtige dade van sorg, van beskerming, sodat hierdie volk te midde van baie gevare altyd veilig gevoel het. Hulle was geheilig aan die Here. Hulle was afgesonder vir God en vir sy koninkryk, sê vers 3, sodat niemand iets aan hulle kon doen, sonder dat die Here in beheer was. En hier in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, kom sê die Here nou aan sy volk, dat hy met heimwee na daardie tye terugkyk. Ongelukkig was dit tye wat verby was. Van hierdie pragtige liefde daar in die beginjare, toe Israel soos 'n bruid vir die Here was en hom met oorgawe liefgehad het en hom gedien het en hom gevolg het, was daar in die tyd van Jeremia nie meer veel oor nie. Jeremia praat selfs van 'n geskil wat ontstaan het, dat die Here Israel aangekla het in vers 9, en dat die verhouding tussen Israel en die Here op 'n ernstige breuk afgestuur het, wat onherstelbare gevolge vir die hele volk en vir die nageslag sou hê. En dan het die vraag in my gemoed opgekom tydens die voorbereidinge, hoe het alles dan so verander? Wat het fout gegaan? Dit is ontstellend om hier te lees dat die Here ook hierdie vraag vra. En dan vir 'n oomblik wonder hy of hy nie dalk self die oorsaak van hierdie vertroebelde verhouding was nie, sê vers 5. Daar staan, waarin het ek geval dat julle voorvaders van my af weggedwaal het? Dan kom vra in die Here se gemoed op, soos in my gemoed en ek hoop in u gemoed vanoggend.
Die Here vra vir die volk, het ek julle in die steek gelaat? Het ek soms nie my beloftes nagekom nie? Het ek dalk nie julle gebede verhoor nie? Sê my tog, wat is die rede? Natuurlik lê die skuld vir die verwydering nie by die Here nie. Inteendeel, die Here het met groot moeite vir hulle soos 'n vader gesorg deur die dorre woestyn heen en hulle in 'n land van groot oorvloed gebring en hulle die goeie dinge van daardie land laat sien. Maar wat het Israel gedoen? Wat doen ek en jy, my liewe broer en suster, in hierdie tye wat ons leef? Vers 5 sê, hulle het dit alles vergeet en agter niks werd afgode aangeloop en so het hulle self niks geword. Hoe gebeur dit dat 'n mens God vergeet? Dat 'n volk wat so goed begin het iewers langs die pad van God verlaat sou word? Hoe het dit gekom dat ons as Afrikaners nie meer as 'n Christen volk getipeer kan word nie? Dit is sekerlik nie omdat jy op 'n dag besluit het, maar ek is nou moeg vir al hierdie dinge en ek gaan nou van God vergeet nie. Of daar is dalk mense wat willens en wetens hulle rug op die Here draai, maar ek dink nie dit wat met Israel of met ons gebeur het nie. Dit was eerder 'n geval van stelselmatig, gaandeweg, onopgemerk het ons begin wegdwaal. So beleef ons in die tye waarin u en ek vandag leef, dat sekere denominasies besluite neem wat reglynig in stryd met die woord van God is. Hoe laat ons dit toe? Dit wat in klein keuses gebeur het, by uitsonderlike gevalle, word nou die alledaagse norm vir besluitneming. Van 'n jaar oorslaan om na die jaarlikse Pasgafees te gaan en volgende jaar dink jy, ag, dit het nie so groot rimpeling veroorsaak nie, ek kan maar net sowel hierdie jaar weer tuis bly. En voor jy jou kon kry, my broer en suster, is die feeste, soos wat ons dit die kerklike kalenderjaar beleef, nie meer belangrik nie. Neem in ons eie geval, hoe lyk Paasfees? Hoe lyk Kersfees? God en sy feesdae het nie meer vir ons 'n belangrikheid in ons lewe nie. En dis hoe dit werk. Dit gebeur as jy nie meer gereeld kerk toe gaan of jou Bybel lees nie. Ag, verlede Sondag het ek nou stokkies gedraai. Ag, weet jy, dit was nie so erg nie. Ag, ek kan dit maar weer doen. En gaandeweg raak dit nie meer vir jou belangrik om kerk toe te gaan nie. En dit hoe dit werk. Aanvanklik pla dit jou so bietjie, maar jy kyk daarom nog na die uitsending by die huis of na die opname tot op 'n dag wat jy dit baie ernstig begin oorweeg om glad nie meer kerk toe te gaan nie. Ek het by geleentheid een keer by 'n kennis in die hospitaal gaan kuier en sonder dat ek die onderwerp aangeroer het, begin die persoon met my praat oor kerkbesoek en die persoon sê vir my, ag, ek gaan nie meer kerk toe nie, maar ek weet ook nie eintlik hoekom nie. In Jeremia 2, in die woorde van die Here, hy was vinnig op pad om God te vergeet. Jy sien my broer en suster, ag, dis vandag 'n bietjie koud. Ek gaan so 'n bietjie inlê, is mos nou die term wat ons deesdae gebruik. Ek sal maar volgende week weer gaan, en volgende week reën dit. Ag, maar vandag reën dit. So, ek weet nou nie waar's my sambreel nie. Ek sal maar volgende week gaan, en voor jy jou oë uitvee, is 'n maand verby, en jy het nie in die huis van die Here gekom nie, en die Here soek jou. Vra baie vir die kinders, hoekom wil jy hemel toe gaan, as jy nie eers wil kerk toe kom nie? En ek vra vanoggend vir elkeen van u wat hier sit, en vir elkeen wat na die opname gaan luister na die tyd, hoekom wil jy hemel toe gaan, as jy nie eers wil kerk toe kom nie?
Die afspraak wat God met ons gemaak het op 'n Sondagoggend 9:30 in die AP Kerk Potchefstroom, wil ons nie nakom nie, maar ek wil eendag in die hemel wees. Sien jy hoe het ons prioriteite skeef getrek en ons gedagtegang beneveld geraak met die wêreldse invloed van buite? Die meeste van u wat van die ouer geslag is, sal onthou dat daar nooit gewonder is of jy Sondag kerk toe gaan nie. Dit was eenvoudig deel van die weeklikse roetine. Ek het die voorreg gehad om in Namibië te bedien, jy weet dit almal. En jy weet, daar is mense, en ek praat nou van die Malteë preekpunt, wat oor die 250 kilometer moet ry om by die erediens te wees. Hulle is langer op die pad kerk toe en terug as wat hulle in die erediens is. Maar dis nie vir hulle onderhandelbaar. Sondag moet ons in die kerk wees. God het ons geroep. Kyk ons na ons taalgebruik in die jaar 2026. Vir baie jare was ons baie versigtig oor ons woordkeuses. En veral die F-woord was beslis nie deel van enige persoon se woordeskat nie. En vandag is dit elke tweede woord in 'n sin wat gebruik word. Vandag word daar van die F-woord so ophef gemaak dat dit ek verslaaf wil uitroep. Dit word 'n film van gemaak. U weet van die film waarvan ek praat, waar die moeder oor haar dogter praat. Dit kry kultuurstatus. Hoe het dit gebeur? Hoe het ons by die punt gekom dat ons hierdie goed net stilswyend aanvaar? Hoe het ons gekom by die punt dat die kerk Sondag leeg is, waar mense praat soos wat hulle wil sonder om te dink, waar saam bly niemand meer skeef na so iets kyk nie, waar dobbel selfs op ons Springbokke se klere geadverteer word. Die tragiese is, as jy God vergeet, bly dit nie net daar nie. Want Satan loop rond soos 'n brullende leeu om te verslind wie hy in die hande kry. Hy sal baie gou daardie leemte met sy afgode, met sy lekker gewoontes kom vul. Ons het tog almal daardie behoefte om iets te hê om voor te lewe. Of dit nou my vrou, of my kind, of wie of wat is. Almal van ons het 'n basiese behoefte om iets te hê om voor te lewe. Maar as ons hom vergeet, dan begin ander dinge in ons lewe waarde kry. Dinge soos politiek, dinge soos geld, sport, motors, tegnologie, genot, dalk my werk, dalk my prestasies, dalk my vriende. En dan kom die Here en hy sê van hierdie dinge, dit is gebarste waterbakke. Hulle help nie in die tyd van nood nie. En dan laat dink dit my so terug aan die Heidelbergse Katekismus, vraag 1, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan is dit net een feit, dat ek aan die Here Jesus Christus behoort, hy wat my verlos het en elke dag vir my sorg en my bewaar teen die magte van die bose. Dis die lewende fonteinwater waarvan Jeremia vir ons hier praat. Hy moet ons dan maak om te keer dat dit met ons gebeur. Jeremia kom vanoggend met hierdie oproep dat u en ek wakker moet wees. En dan sal jy vra, maar hoe keer jy dat jy God vergeet? Of dat jou kinders God vergeet? En dis eenvoudig, my liewe broer en suster. Daar is net een antwoord. Fokus elke dag op God. Dink maar net terug aan toe julle kinders was, hoe julle die Here gedien het. En dien hom dan weer so, lewe vir hom, nie net as jy by die kerk kom nie, maar ook daar by die huis, ook in hoe jy praat, ook in jou huis, by jou werk, op die sportveld.
Neem daagliks standpunt in vir God. Of loop saam met die wêreld, soos daardie moeder, en roep uit vir Marlies, wat het jy gedoen? Ek is bevrees, ons het te maklik begin afsien van daardie dinge wat vroeër vir ons kosbaar was. Kan ek vanoggend vra, lees jy nog jou Bybel, behalwe Sondag hier in die kerk? Oordink jy dit nog van tyd tot tyd by jou huis? Hou jy nog stilte tyd? Is die afspraak wat God elke Sondag met jou maak, vir jou nog prioriteit? Is God en sy kerk se aktiwiteite, al die ander aktiwiteite behalwe dit wat ons vanoggend hier doen, is dit nog vir jou belangrik? Is dit nog werklik in jou beplanning? Is dit nog deel van jou lewe? Die maklikste verskoning is mos, ek het so 'n rowwe week gehad, ek gaan nie van Sondag by die kerk uitkom nie, ek wil tog net bietjie rus en tot verhaal kom. En weet jy wat sê ek en jy eintlik vir mekaar? Hy wat vir ons die krag en die genade en die wysheid gee om hierdie rowwe week te hanteer, is nie vir ons belangrik genoeg nie. Jy moenie môre kom huil wanneer jy jou werk verloor, of wanneer jy nie meer kan nie, wanneer jy uitgebrand raak nie, want dis omdat jy God afgeskeep het in jou lewe. Die bron van lewende water. Is dit nie so dat ons lewens moet inrig volgens die woord van die lewende God self nie? Vind jy nog vreugde in sy woord, soos wat Psalm 1 vers 2 sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, oordink dit dag en nag. Liewe broer en suster, die Here kom roep my en jou vanoggend opnuut op. Hy kom vermaan jou en my opnuut. In boeretaal, hy kom wys vir jou en vir my vinger. En hy sê, is jy besig om dalk van my te vergeet? Kom ons gaan die week in, gefokus op God drie enig, op Jesus Christus, wat aan 'n kruis gehang het, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Kom ons vestig ons oog opnuut van hierdie week af, op die kruis, op Jesus Christus, op sy opstanding, sodat ek en jy krag kan hê vir dit wat vir ons voorlê. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, as ons vanoggend stil word, dan is dit met 'n tikkie skok in ons eie menswees om te besef hoe ver ek al afgedwaal het en hoe ver ek al in die proses was om eintlik van U te vergeet. Maar dankie Here, dankie dat U 'n Jeremia gebruik in hoofstuk 2 om ons weer te kom wakker skud, om ons te kom wys op dit wat ons verkeerd doen. En ons wil pleit Here dat ons in U groot genade die wysheid en die ondersteuning van die Heilige Gees sal kry om ons lewens opnuut in te rig na U wil. Help ons waar ons so maklik in ons swakke menswees afdwaal, dat ons opnuut weer met volle oorgawe, onvoorwaardelik, U sal volg in alles wat ons doen. Dankie vir die liefde en vir die genade wat U so vrylik oor elkeen van ons uitspreek. Dankie vir hulle wat die voorreg het om dalk in die afgelope tyd 'n bietjie met verlof en op vakansie te kon wees. Ons wil bid, Here, dat waar die vakansieseisoen nou weer draai, dat U hulle elkeen by die hand sal neem en veilig sal teruglei, dat hulle saam met ons hier kan kom aanbid en U kan verheerlik tot in alle ewigheid. Dankie. Is so 'n klein woordjie, maar ons bedoel dit met ons hele wese. Dankie dat U ons Vader is, dat U geduldig is, dat U liefdevol is, dat U oor ons waak. Ons pleit in diepe afhanklikheid, dat U ons sal terugruk uit ons verkeerde weë, en dat U ons sal lei op die smal weg na die ewigheid. In Jesus Christus se naam. Amen.